Jy beland nie sommer toevallig in Orania nie. Die dorp lê ver van Suid-Afrika se groot snelweë en stede af. Om hier uit te kom, moet jy ry en ry. Lang stukke oop veld, rowwe plaaspaaie en dan uiteindelik tekens wat sê jy's amper daar. En gewoonlik is dit nie die eerste indruk wat die mens verwag nie. Met die eerste oogopslag voel dit nie revolusionêr nie. Dit voel ordelik. Netjiese strate, stil kruisings, huise wat gebou word, kinders wat fietsry, mense wat mekaar in Afrikaans groet, mense wat jou in Afrikaans groet. Daar is oral beweging, maar nie die soort beweging van 'n toeristedorp nie. Dit voel prakties, doelbewus, soos 'n plek wat besig is om homself te bou. Wat amper onmiddellik uitstaan, is die werk. Mense hier preek nie net oor selfstandigheid nie. Hulle beoefen dit elke dag. Jy sien bouterreine, plaaslike besighede, werkswinkels, boerdery, sonkraginstallasies, afleweringsvoertuie. 'n Dorp wat besig is om te groei. Selfs mense wat vir die eerste keer besoek aflê, merk dikwels dieselfde ding op. Orania voel nie vasgevang in die verlede nie. Dit voel onvoltooid, besig om te ontwikkel, soos iets splinternuut. Orania is baie dinge. Dit is 'n beginpunt vir kulturele selfbeskikking. Dit is 'n tuiste vir Afrikaners, 'n plek waar ons mense veilig kan leef, vry en volgens ons eie waardes. Besoekers verstaan dit dikwels verkeerd nog lank voordat hulle ooit hier aankom. Maar nog voor politiek deel van die gesprek word, is daar 'n eenvoudiger eerste ontmoeting. 'n Klein dorpie in die middel van die Karoo wat probeer funksioneer op sy eie terme. En of jy daarmee saamstem of nie, daar is iets onmiskenbaar eg aan mense wat opreg, dag vir dag, werk aan 'n vryer toekoms vir hulself en hul kinders. Daar is 'n sterk fokus op die skep van eie stelsels, eie arbeid, eie grond, eie instellings. Jy hoor gesprekke oor energie-onafhanklikheid, water, uitbreiding, skole, landbou en veiligheid. Nie as abstrakte idees nie, maar as praktiese daaglikse uitdagings. 'n Onafhanklike toekoms word stelselmatig gebou. Een stelsel op 'n slag neem Orania klein, maar volhoubare tree in die rigting. Orania beskryf homself dikwels minder as 'n protes en eerder as 'n projek, 'n proaktiewe oplossing. En projekte verg voortdurende instandhouding. Vir 'n eerste besoeker is die vreemdste deel dalk juis dit. Hoe normaal dit voel. Mense gaan werk toe, kinders gaan skool toe. Geboue word gebou, bure gesels oor heininge. Die opskrifte oor Orania is luidrigtig en dramaties. Die dorp self is rustig en prakties. Dit is Orania. Nie 'n volledige prentjie nie, nie eens 'n argument nie. Net 'n eerste kyk deur die venster, soos jy 'n plek binnery wat anders is as enigiets anders in Suid-Afrika. En vir meeste mense wat Orania vir die eerste keer besoek, bly daardie eerste indruk lank by hulle.